Die arend, deel 4. Soos 'n arend in die geloof, Psalm 103 vers 5. Hy wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut kan word soos die van 'n arend. Nou, van alle voëls is die arend een van die indrukwekkendste. En God gebruik selfs die arend se eienskappe om ons te leer om hom te vertrou. Hoe kan ons in goddelose tye ook geloofsarende wees? Dink 'n oomblik, né? Kom ons kyk vir 'n wyle na die wêreld van voëls. En byvoorbeeld die Indiese Maya en die vleiloerie. Hulle is beide aggressiewe voëls wat ander voëls boelie. Hulle laat 'n mens aan die ongeskikte mense in die lewe dink, wat egosentries is en by wie goeie menseverhoudings ontbreek. Ja, en dan is daar die koekoek en die Piet my vrou, wat nie graag werk nie, maar eerder ander voëls uitbuit. Hulle bou nie hul eie neste nie, maar hulle lê hulle eiers in ander voëls se neste, wat die moet uitbroei en die kuikens grootmaak. Dit is die mense wat op ander teer en wie se begroetings altyd begrotings is. En dan is daar die kakelaars. Vir hulle is die lewe 'n fees en hulle neem niks ernstig op nie. Alles is altyd 'n grap. En die papegaai wat baie praat en ander naaap. Dis mense met kopkennis, maar wat geen egte verhouding met Jesus Christus het of met hom verkeer nie. Hulle praat baie goed, ja, hulle bid ook baie mooi, maar dis al. Hulle siel is verlore. En wat van die pelikane? Hulle is groot voëls. Hulle is baie lui en met 'n onversadigbare aptyt. Hulle eet omtrent alles wat voorkom. Dit is die mense wat kragtige werktuie vir God kon gewees het, maar weens gemaksig niks vir die saak van die Here beteken nie. Luister wat ek vir jou sê. Moenie toelaat dat wat jy ry, waar jy werk en waar jy bly, jou laat dink jy is beter as ander nie. Dis alles maar net 'n voorreg en 'n genade van die Here onsse God en Vader. En dan kry 'n mens die aasvoëls, wat alles wat vuil en verrot is vreet. Dit is die mense wat tot die aas van die lewe aangetrokke voel, onsedelik en korrup, soos wat aasvoëls met hul skerp bekke karkasse uitmekaar skeur, ruk hulle mense se lewens met hulle skerp woorde en optrede uitmekaar. Hulle geskinder en beswaddering laat die reuk van dooie vrot stinkende vleis aan hulle vaskleef. En dan het ons die pau, Die pau, dit is weer die mooiste van die voëlsoorte en hy pronk gedurig. Ja, daar is ook sulke mense wat gedurig loop en pronk, aanstellerig en uitspattig is. Hulle dink net aan hulle self en hulle beskou hulle soos die fariseërs. Hulle is belangriker dink hulle as ander mense. Hulle stel net in hulle eie welvaart belang en hulle voel veere vir ander mense. En dan kom ons by die kraaie. Hulle is sluw en hulle verpes gedurig die ander voëls. Dit is 'n vuil voëlsoort wat dit geniet om ander voëls se kuikens dood te maak en te eet. Hulle laat jou aan diegene dink wat gedurig ander se lig probeer doodmaak, net om hulle eie lig beter te laat skyn. Sulke mense staan altyd gereed om die pik van die dood toe te dien. En wat van die hokvoëls? Hulle is baie mooi om na te kyk, ja, maar lewenslang in 'n hok agter tralies vasgevang. En hulle laat ons aan mense met baie moontlikhede dink,
maar wat in 'n hok van slegte gewoontes opgesluit is. Drank, dwelms en pilmisbruik. Ja, hulle is hulle eie strafregters en sterf agter die tralies wat hulle vir hulle self gebou het. En dan nog net 'n laaste voëlsoort voordat ons by die arend kom. Die hoender en die kalkoene, ja, hulle bereik geen hoogtes nie. Hulle raak gou ontstel. Hulle klap vlerke, maar hulle kom beswaarlik van die grond af. En hulle laat 'n mens aan diegene dink wat die weg van die minste weerstand bewandel. Hulle vind geen genoegdoening in die lewe nie en is soos hoenders met 'n eentonige gesoek na kos. Die lewe gaan by hulle verby. En dan is daar die arend, 'n edele voëlsoort met asemrowende eienskappe. Hulle is vinnig akkuraat en hulle maak hulle kleintjies op hoë rotswande groot. Desondanks is hulle toegewyde ouers en eerbare lewensmaats. Hulle trotseer die storms van die lewe. Die moeder arend bly op haar nes en pluk van haar eie vere uit om die nes mee uit te voer, waarna sy 2 tot 3 eiers uitbroei, terwyl die mannetjie vir genoeg kos sorg. En na verloop van tyd dan pik die kuikens deur die dop. Dis 'n godgegewe instink wat jong arende later in staat stel om die versperrings en die gevare van hulle omgewing die hoof te bied. Die arendkuikens geniet so ongeveer 12 weke in die veiligheid van die nes, waarna die moeder arend die nes uitmekaar begin pluk. Sy weet instinktief dis tyd dat haar kleintjies moet leer vlieg, want as hulle dit nie bemeester nie, gaan hulle nie oorleef nie. Daarom neem sy een vir een kleintjie en sy stamp hom uit die nes, wat baie hoog is, en sy laat hom val. Die kleintjie verstaan uiteraard nie haar bedoeling nie, en hy val vry. Net voordat hy hom te pletter teen die grond val, duik sy onder hom in en dra hom terug na die nes. En so herhaal sy die oefening totdat die vlerkies sterk genoeg is om self te kan vlieg. Daarvandaan word hulle al hoe sterker en staar hulle al hoe meer gevare in die gesig, maar deur hierdie ervarings ontwikkel hulle daardie eienskappe waarvoor die arende bekend is: toewyding, dapperheid en krag. En ons, die mens, het baie met arende in gemeen. God skud ons ook soms uit ons gemaksones, dat dit voel asof die wêreld om ons vergaan en dat dit die einde is. Maar dis egter nie God se bedoeling nie. Hy leer ons om geestelike lewensvlerke wat hy vir ons gee, te gebruik. Hoe Dawid skryf daarso in Psalm 23:4: Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. En wat van Jesaja? Jesaja skryf daar in Jesaja 40:31: Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels, soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Nou, soos wat arende hulle volle lewensvervulling deur hindernisse, teenstand, ongunstige omstandighede bereik, so bereik die arendgelowiges ook hulle sin in die stormweer van die lewe, want God is daar en help hulle, dat hulle nie op die rotse van wanhoop te pletter val nie. Die Here sê, daar in Jesaja 41:10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou ook. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Ja, dis wat die Here sê. God keer soms ons lewensneste om. Nie omdat hy vir ons kwaad is nie, maar om ons soos moeder arend die krag van ons geestelike vlerke te laat ontdek
en dit suksesvol gebruik. Dinge val vir ons soms uitmekaar voordat groot dinge in ons lewe gebeur. Ons het een groot troos. Niks gebeur met ons waarvoor God ons nie krag gee nie. Hy is soos die arendmoeder wat haar kuikens baie goed oppas. En as hy ons op klipperige paaie laat loop, dan voorsien hy ons van die regte skoene daarvoor. En gevolglik roep ons in tye van beproewing soos ou Paulus uit, en ek sluit af met dit. Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Dink net 'n oomblik en sê vir jouself, watter een van die voelsoorte wat ek nou beskryf het in hierdie gedeelte, beskryf jou lewe? Wees eerlik voor die Here. Ja, watter soort voel dink jy pas by jou lewe? Seën, genade en vrede van God onsse Vader, wat vir jou so lief is, kind van God, en van Jesus Christus, ons ewige verlosser, ons saligmaker, en die Heilige Gees, die anker in ons harte. Amen.